Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ja, en soos jy kan sien, is dit ons eerste episode wat ons video's doen. So baie welkom by dit en dankie dat jy ook hierin deel is. En jy is so welkom vir ons kommentaar te lewer oor wat jy dink daarvan en wat jou ervaring daarvan is en of jy eerder weer meer video's sal wil hê of eerder dat ons teruggaan na die ou voice note tipe van opnames. Maar ja, ons begin 'n nuwe reeks ook dan nou met hierdie nuwe videoformaat. En hierdie reeks titel ek geloof wat berge skuif. My kernteks hiervoor kry ons in Markus 11, hier van vers 22 tot 24. Ek gaan hom net gou vir ons lees. Hy sê, Jesus antwoord en sê vir hulle, julle moet geloof in God hê. Want voorwaar ek sê vir julle dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry. Hier is Jesus wat hier praat, en hier sê hy vir ons kan vir ons berg sê, werp jou in die see, en hy sal ons gehoorsaam, mits ons nie twyfel het nie, en mits ons dit in geloof doen. Ek begin hierdie reeks met hierdie teks, maar hierdie teks is eintlik ons wenpaal, dis ons doelwit waarby ons wil uitkom, maar ek wil met hom begin, sodat ons hierdie doelwit voor oë kan hou, soos wat ons deur hierdie reeks beweeg. Dat ons vir ons berg kan sê, hef jou op, werp jou in die see, en ons doen dit met geloof, en hy gehoorsaam ons. En ek weet nie wat jou berg vandag is nie. Dit mag 'n siekte wees, dit mag dalk jou huwelik wees wat besig is om uitmekaar uit te val. Dit mag finansies wees, dit mag 'n verslawing wees. Maar ek wil jou uitnooi, stiek saam met my met hierdie reeks. En ons gaan dalk ander dinge sien, weet ons is tradisioneel, het ons so gewoond geraak om te smeek en te soebat in gebed vir goed wat ons wil hê, en goed wat ons wil sien gebeur, en dan gebeur dit nie, en dan dink ons, ag God hoor my nie, of die gebed werk nie, en al hierdie goeders, maar dit is eintlik, is daar 'n ander manier, Jesus leer ons hier 'n ander manier, daar's baie keer, is daar plek daarvoor om direk met jou berg te praat. Deur genade het God vir ons baie dinge tot ons beskikking gestel. Maar ons moet met ons berg praat. Dis nie altyd vir ons om by hom te gaan smeek en te soebat en dan beweeg hy nie. Baie dinge het God deur Jesus, sy kruisdood en sy opstanding reeds vir ons tot beskikbaarheid gestel. Ons moet nou begin in ons woorde en ons autoriteit daai krag verwesenlik. Een ding wat ek dalk net hier ook wil duidelik maak by die staanspoor is, ons kan natuurlik net met 'n berg praat en hom beveel om te skuif wanneer dit binne in God se wil is. Jy het nie toegang met jou geloof tot dinge buite God se geloof nie. Ons gaan vorentoe sien dat ons het net toegang tot genade deur ons geloof. En genade is nie God wat vir jou skielik sê, hoor jy die vrou waarmee jy nou getroud is, dis nou nie meer jou vrou nie, jy kan nou jou oog op daai vrou sit, en jy kan haar nou hê, dis nie die berg wat God hiervan praat nie, allermins nie. Hierdie is nie vir ons 'n lisensie of toegang om te sondig. Ons kan nie met 'n berg praat wat gaan veroorsaak dat ons in sonde is, en in sonde leef, en verwag daai berg gaan skuif nie. Dis glad nie wat hierdie gedeelte hiervan praat nie. Dis absoluut wanneer ons weet dis God se wil, dat ons met vrymoedigheid en met autoriteit met 'n berg kan praat, en hy moet skuif, dis God se woord, dis wat hy sê, dis wat sal gebeur, wanneer dit in sy wil is. En ek wil dit dalk ook net hier van die staanspoor af duidelik maak, dat om gesond te wees, is God se wil. Genesing vir jou totale mens wees, is God se wil. God wil hê vandag, dat jy in totale genesing moet leef.
Jy kan met vrymoedigheid jou siekte aanspreek, want jy weet dat jy weet dis God se wil. Jy sal nêrens vir my wys waar siekte in die woord van God ooit na verwys word as 'n seën. Dit was nog altyd of 'n straf of 'n vloek. En Jesus het ons totale straf in die kruis op sy liggaam gedra. En hy het vir ons 'n vloek geword aan daai vloekhout, sodat ons nooit weer vervloek hoef te wees nie. So jy kan met vrymoedigheid weet, God wil jou gesond hê. Siekte is ook nie 'n manier van God om jou iets te leer nie. Hy gebruik sy woord om jou iets te leer. Blaai saam met my na 2 Timoteus 3 vers 16 toe. Dan wil ek daar net vir jou iets moois wys in God se woord. Ek gaan vir ons vers 16 en 17 lees. Hy sê, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees. Man, die woord van God maak jou volkome. As jy jou tyd in hierdie woord spandeer, sal hy jou wys hoe jy volkome kan wees. God gebruik sy woord om jou te leer, om jou te onderwys in totale geregtigheid, sodat jy volkome kan wees. Vir elke goeie werk volkome toegerus. Hoe rus hy jou toe vir sy volkome werk? Deur sy woord, nie deur siekte nie. Siekte is nie God se manier om jou iets te leer nie. Daaroor moet ons duidelik wees en moet ons die oortuiging hê, dis God se wil dat jy sal gesond wees. Jy sal my nêrens wys waar ons Here Jesus vir iemand wat in geloof na hom toe gekom het, vir hom weggewys het en hom nie genees het nie. Dit het nie gebeur nie, nêrens nie. Inteendeel is die woord vol daarvan dat hy keer na keer elkeen genees het wat na hom toe gekom het. Hoekom? Want dit is God se wil. As jy na Jesus kyk, dan kan jy weet, jy sien die Vader. Jesus het vir sy disippels gesien, as julle my sien, sien julle die Vader. En wat sien ons in Jesus? Genesing op genesing op genesing vir elkeen wat in geloof na hom toe gekom het. So ek wil hierdie van die staanspoor af vir jou duidelik maak. Jy kan met jou siekte praat en vir hom beveel om in homself in die see te gaan werp, en jy kan die geloof daarvoor hê dat hy vir jou moet luister. Dis God se woord. Net een ding wat ek nog ook uit die weg uit wil ruim hier van die staanspoor af is, dat mense dalk wil sê dat, ja, maar daai was, hy het dit vir die disippels geleer, dit was vir daai tyd, vir daai seisoen, dis nie vir ons vir nou nie. Hoor wat sê Jesus net voordat hy opgevaar het hemel toe, wat sê hy vir sy disippels, en ons ken hierdie tradisioneel as die groot opdrag, maar ek dink ons onthou net 'n gedeelte van hierdie opdrag, en ons onthou nie altyd alles mooi nie. Hy sê, ek gaan in vers 18 begin, Matteus 28, hy sê, aan my is gegee elke mag in die hemel en op die aarde. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en hier is waar ons gewoonlik vashak. Jesus het gesê, gaan maak disippels. Ja, en dis reg, dit is wat hy gesê het, maar dis nie waar hy opgehou het nie. Hy sê, en doop hulle in die naam van die Vader en van die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. Hoorie wat sê Jesus hier? Hy sê, leer hulle alles wat ek julle beveel het. En wat is een van die bevele wat hy hulle gegee het? Is hierdie in Markus 11, wat hy gesê het, as jy geloof in God het, sal jy vir hierdie berg sê, werp jouself in die see en hy sal jou gehoorsaam. Dis wat hy hulle beveel het. En op grond daarvan, hy sê vir hulle, leer die mense dit. En dis hoekom ek glo Markus, daai in Markus opgeteken is. Want is deel van die opdrag, leer hulle wat ek julle beveel het. En een van die dinge wat ek julle beveel het, is leer mense, julle kan vir hierdie berg sê, werp jou in die see, en hy sal jou gehoorsaam. Want aan my is gegee al die mag
in die hemel en op die aarde. En ek gee dit vir julle. Gaan dan heen. Sjoe. Geliefde van Jesus, hierdie is net ons inleiding, maar ek hoop hierdie maak jou al klaar opgewonde vir die res van hierdie reeks. Ek is excited, want die Here is besig om met my ook te werk. Ek kom deel jou dalk 'n klomp verse en goeters, maar dis nie omdat ek klaar geraai het nie. Die Here is besig om hierdie dinge ook in my hart op te stir en wakker te maak. En ek wil dit graag ook in hierdie proses en hierdie seisoen ook met jou deel. En ek hoop jy kry iets daarin. As jy enige terugvoer het of enige comments het wat jy vir ons wil los, is jy so welkom om dit met ons te deel. Ek leer ook graag by jou. Kom ons bid gou saam. Here Jesus, baie dankie vir u woord. Dankie dat u woord so kosbaar is en dankie vir dit wat u vir ons leer uit u woord uit. Here, ons is opgewonde vir dit wat u ons wil leer, vir die krag waaraan ons woorde is, vir die autoriteit wat u in ons kom plaas het. Dat ons kan vir ons berg sê, hef jou op, werp jou in die see en hy moet ons gehoorsaam. Heilige Gees, ek bid dat u die leermeester sal wees. In alles, ook waar my woorde tekort skiet. Mag u naam in dit alles verheerlik word. Ons eer u, ons is so lief vir u, ons so dankbaar u het ons eerste lief gehad. In Jesus naam, amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op hom en jou neus in sy woord. Shalom.